Goeiedag, liewe geloofsvriende en vriendinne, baie hartlik welkom by ons erediens vandag. In die afgelope week met die midweekreeks, indien jy dit volg, jy kan dit kry, ons kan dit vir jou aanstuur, jy kan maar net vra daarna. Ons inligting is net na die erediens, is dit op die video ook. Het ons in die midweekreeks gesels oor die lewe en die stap saam met God. En ons het ook in die Bybelskool, Veritas Bybelskool International, waarin ons deelneem, juis kyk ons na Paulus se briewe in die Nuwe Testament en ons kyk net hoe fenomenaal is die voorreg vir jou en vir my om met die Here 'n pad te stap. Dat die Here met ons 'n pad wil stap, dat God met ons wil bemoei, dat God met ons besig wil wees, dat God met sy aanbod van vriendskap, van 'n verhouding, van redding, van ewige beloftes voor ons kom staan, en kan jy dink daar's mense wat dit doodeenvoudig aflag en van die hand wys, en nie sy hand vat, en met hom saam stap, en met hom 'n verhouding hê nie. Dit gaan 'n mens se verstand net doodeenvoudig te bowe. En daarom vandag by die erediens bietjie aansluit by hierdie inligting, wat regtig in my hart kom lê het, en net weer vir my laat besef het, maar hoe geseënd is ek en jy as gelowiges, ek en jy, wat kan sê, met die Here het my pad gekruis, en hy het my syne gemaak, hy het in my hart kom woon, en gesê, jy is my seun, en jy is my dogter, en jy is dit vir ewig, en ek betaal al jou skuld, ek was jou spierwit skoon, en ek gee vir jou die ewige lewe. So, hoe kan 'n mens daarsonder leef? Hoe kan 'n mens daarsonder sterf? So, dit is eintlik 'n no-brainer, nee. So, ek wil graag in 'n kindermoment sal ek vir kinders sê, die saam wees en saam loop met God is soos ouers wat hier in Desember, daar in die suidkus van Natal, wat baie warm is in Desember, onder 'n strandsambreel sit. En dan sê vir die kinders, julle sit net hier in die skadukol. Want as jy buite kan die skadukol gaan, dan kan die son vir jou stikkend brand. En dan is jou vakansie eintlik nie meer so lekker verder nie. Of as jy wegraak, kan jy in die gevaarwaters beland. Of die haie kan jy boude byt. Of jy kan wegraak. Jy kan jou roomys mis. Jy kan die lekker piknikmandjie mis. As jy buitekant hierdie beskermende kring, hierdie koelte kring, hier onder die strandsambreel by jou ma en jou pa uitbeweeg. Die gevaar is daar buitekant. En as jy wil uitgaan, dan loop jy saam met jou pa, of jy loop saam met jou ma. So ons moet altyd seker maak, ons loop saam met ons pa, of ons loop saam met ons ma. Ons loop saam met God in die wêreld. So hoe loop ons, en waar bly ons, en waar wees ons? En verkieslik, wees onder hy sambreel, waar God die Vader en ek en jy by hom sit, en met ons geliefdes. Die loop saam met God is ook 'n woord wat my baie opgeval het. Die loop saam met God. En daar's so baie tekste wat spesifiek die loop gebruik, peripateo. Die woord in die Grieks, wat so baie plekke gebruik word vir jou geloofswandel. Soos byvoorbeeld, die teks wat ons kan lees net vinnig, by Efesiërs, terwyl ons van die briewe van Paulus praat, dis net hierdie ongelooflike voorreg om te dink, jy kan met God 'n verhouding hê, en jy kan saam met hom stap, en saam met hom wees, en dan sal hy, by hoofstuk 4 van Efesiërs sal hy sê, ek druk julle dit op die hart, sê Paulus, laat julle lewenswandel, julle loop, julle walk, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat ons van God ontvang het. So, hoe is ons lewenswandel as ons dan besef, ons is geroep deur God, ons gekies deur God, ons het vir sy span gekies, hy het ons gekies as sy kerk, hy het ons gekies as sy bruid, ons die appel van sy oog. Hy sê dan verder, daarom, mense wat met die Here wandel, vers 2, wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde. Lê hulle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het as gelowiges,
te handhaaf deur in vrede met mekaar te leef. En dan gaan die tekste, die briewe so aan, wat God deur Paulus byvoorbeeld vir die gemeentes van God skryf. Ons is die gemeente van God. En ons het die voorreg om hom te hê as ons hoof. So die tema van vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor hoe loop ons saam met God. Die woord kom al die Ou Testament uit. Die woord is halak in die Hebreëus. En mense wat in die Nuwe Testamentiese skrywers het natuurlik die Hebreëse woord geken. Hulle het hom vertaal in die woord in Grieks vir halak is peripateo. Dit is in die Nuwe Testament. Dit beteken om te loop. Hoe myself te gedra, my lewenspad, my lewensloop, die rigting wat ek kies, die manier van leef. Dit pas mos. As jy 'n verhouding met hom het, kyk na huwelik, ek praat baie keer daaroor. Wanneer jy met iemand getroud is, dan is dit nie net praatjies nie. Dis nie toneelspel nie, jy gaan uitgevang word. The proof of the pudding is in the eating. Daar wil jy tek in die teerslaan, dis duidelik. Jy gaan iewers jou dade, wat jy nie by jou woorde sit, jy gaan verklap dat jy vals is, dat jy net toneel speel in hierdie verhouding, en dit gaan nie werk nie. So, kom ons kyk 'n bietjie na loop. Hoe wonderlik is dit om te kan loop? As jy dink aan 'n hulpelose babatjie wat daar lê, en die babatjie skop daar net en lê op die rug en magteloos, hulpeloos. En na ruk kry hierdie babatjie dit reg om tog te kan loop. En dan kyk almal vir hierdie eerste tree. En dis regtig inderdaad 'n wonderwerk dat 'n mens kan loop. Dis 'n wonderwerk uit God se hand uit. Die loop. In die Nuwe Testament en die Ou Testament was loop 'n groot ding. Want jy moet onthou, die mense kon nie daai dit gou-gou sommer op 'n trein klim en op 'n vliegtuig klim en 'n motor klim, op 'n fiets klim, op 'n motorfiets klim en iewers kom nie. Of hulle nou kerk toe gaan, of hulle mark toe gaan, of hulle skool toe gaan, of hulle werk toe gaan, jy moet loop, jy moet stap. So hoe groot was dit byvoorbeeld die verlamde man waarvan ons lees daar Matteus 9 vers 6. Ons lees ook van die man by die bad van Bethesda by Johannes 5. Maar hoe Christus vir hierdie man sê, staan op, vat jou draagbaar en loop huis toe, parapateo, loop en gaan huis toe. So die loop, dit wat gebeur het, moes vir hierdie mense fenomenaal gewees, want dis jou voertuig, jou twee bene, jou voete, jou vermoë om te loop, is so belangrik. En hulle besef, miskien meer as ek en jy, wat allerlei hulpmiddels het, allerlei assistance het, is dit vir hulle 'n wonderwerk uit God se hand uit. Dat God hierdie man wat, ons moet hom altyd oral ronddra, dit was 'n groot slep eintlik, dat hy kan loop. En dan is daar 'n volgende ding wat in daai selfe verhaal, 'n geskiedenis van Matteus 9 genoem word by vers 2, waar die Here sê, vriend, jou sondes is jou vergewe. Nou ons sondenood, ons foute wat ons maak, kan ons baie keer belemmer, dit kan ons verlam, dit kan ons lam lê, dat ons nie kan beweeg nie. Dit is so 'n stok in jou speek. Jy kan nie beweeg nie, want jy's lam gelê deur jou eie foute. En dan sê hy vir die man, jou sondes is jou vergewe. Hy het momentum, hy's vry, hy kan loop, hy kan hardloop, hy kan die hemel in hardloop. Om te loop is 'n wonderwerk. En jy sien die reaksie hierop, ook deur daai tyd se gehoor. In Matteus 14, vers 25 en verder lees ons van Jesus wat op die golwe loop. Weereens dieselfde woord peripateo, dat hy kan loop. En as God op die see kan loop, dan kan hy jou veilig laat loop op hoë plekke. Hy kan jou ook veilig laat loop bo op gevare, bo op chaos, bo op krisis, bo oor storms, bo oor die duiwel en sy chommies, bo oor struikelblokke, bo oor berge, bo oor goeders wat jy dink jy kan oorkom nie. Hy kan jou oor dit laat loop. God kan jou laat loop. Loop is 'n wonderwerk. En die loop
Aan al hierdie voorbeelde kom die loop, die vermoë om te loop van God af. Ons lees in Eksodus 14 van die volk wat droogvoets deur die Rooi See loop. Want God het die pad gemaak. God het dit moontlik gemaak om te loop. God het moontlik gemaak dat daar beweging is. En so het God ook in Henog se lewe ingestap en in Noag se lewe ingestap. Lees in Genesis 5 en Genesis 6 van hierdie twee persone wat saam met God geloop het. God gee vir ons die geleentheid. Hy gee sy hand vir ons. Hy sê kom loop saam met my. Ek gaan wys jou, daar swem die haie, daar is die golwe, daar is die son, daar is die roomys, daar is die mooi, kom terug, wees by my, wees veilig hier onder die sambreel. Maar hy lei ons. 35 keer staan in die Nuwe Testament, peripateo wat wys van hoe ons moet ons geloofspad loop. Wie kan ons beter lei as die een wat ons geleer het om te loop, as babetjies? Wat ons gered het, wat sy hand uitgestrek is, wat ons leidsman tot die saligheid is, wat vir ons die weg, die waarheid, die pad is, die waarheid en die lewe is. Hoe is dit moontlik dat 'n mens nie sy hand vat nie? Hoe is dit moontlik dat mens nie daai pad loop nie? Hoe is dit moontlik dat mens die God wat die gewer is van loop, van die pad, sy hand nie vat nie? En dit beteken 'n spesifieke manier van loop. 'n Loop onder sy wakende oog. 'n Loop saam met hom. Want as ek nie onder sy wakende oog is nie, as ek nie hand aan hand met hom loop nie, kan ek in die gevaarwaters beland, kan die haie my byt, kan die son my brand, kan ek wegraak. Is ek op risiko. En dis die aanbod van God in ons lewens. En hy gee ons die vermoë om te kan stap. En hy gee ons die moontlikheid te kan stap, om veilig te kan loop, saam met hom. So, hoe stap ons? Waar stap ons? Hoekom loop ons die pad? Wat moet ons doen? Wie moet ons volg? Mag die Here vir jou en vir my seën in ons geniet van ons vermoë om te loop. Ons vermoë om in geloof te loop. Op die geloofspad te loop. Om deur die graf te loop, saam met hom. Lewendig aan die ander kant uit te kom. Hemelwaarts te loop saam met hom. In die hemel in te stap saam met hom. Hoe kan ons nie loop saam met hom nie? So, dit is Sondagoggend, dit is 10:00. Hoe loop ons van 10:00 Sondagoggend tot volgende Sondagoggend 9:00? As ons onder hy sambreel uitgaan. Waar loop ons? Loop ons alleen? Loop ons saam met God? Mens kan dit in jou woorde, jou keuses, jou dade, die plekke waar jou voete heen gaan. Die GPS in jou hart, die kompas in jou binnekant, kan mens dit sien. Of iemand saam met God loop of nie. Met God loop, as ons veilig, dan gaan die son ons nie brand nie. Gaan ons tone stamp nie. En gaan ons nie in die gevaarwaters beland nie. Mag die Here vir jou seën met jou nadenke hieroor. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons rondom die woord kan by mekaar kom en dat ons net na hierdie wonderlike geleentheid kyk dat U ons nooi om saam met U te stap, om saam met U te wandel. Here, dankie vir die uitgestrekte hand en dat U ons in die hand beet het en met ons wil loop en help ons om nie onsself los te wikkel nie, maar die hand terug te hou, terug vas te hou en saam met U te loop. Op 'n plek wat veilig is en wat mooi is, wat ons so geniet en heeltyd weet. Ons is geborge, ons beskik, dit gaan goed met ons en ons is onder U skadu, onder U sambreel. Hou ons daar asseblief, Here, uit die groot genade in Christus se naam. Amen. Seën vir ons praat weer. Totsiens.